Kom ons sluit die oë, dan bid ons. Vader, dankie vir vanoggend, dankie vir u goedheid, dankie dat ons kan opgewonde wees, Here, omdat u leef, en dankie vir u genade wat ons elke dag vars ervaar. En Here, help ons om dit te sien, help ons om dit te beleef, help ons om nie so vasgevang te wees met dit wat om ons gebeur en wat aangaan, dat ons u mis nie, dat ons u goedheid mis nie, Here, u teenwoordigheid mis nie. Dankie vir vanoggend, dankie dat ons sommer net bietjie kan saam gesels weer oor 'n paar dinge en 'n paar dinge in ons hart vasmaak wat so bekend is aan ons. Maar is juist hierdie bekende goeters, hierdie eenvoudige goeters wat ons soms so sukkel om vasgemaak te kry in ons lewe, om dit te leef. En dankie dat u Gees kom en tot ons spreek en dat u Gees ons help met dit. Dankie Vader dat ons ook vanoggend met 'n vrymoedige hart kan bydra tot die roeping van hierdie gemeente en waarby ons oral te betrokke is. Ek eer u en ek loof u en ek prys u dat u ons voorsiener is en dat u elke ene wat hier sit, Here se voorsiener is. En ek eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons praat 'n bietjie oor wat die Here op my hart gelê het. Ek wil begin met 'n vraag vanoggend. Wat of wie het die grootste invloed op jou lewe? Wat of wie het die grootste invloed op jou lewe? Nou ek weet, ons almal het nou hierso gou-gou gescan. Ons brein het nou gou gescan en gesê, dit was my pa, of dit was 'n oom, of dit was 'n onderwyser, of is iemand wat my raak gesien het. Elkeen van ons het nou uitgekom by 'n persoon se naam. Maar ek kan julle amper verseker, dat nie een van julle het gesê, dis ek self nie. Daar's geen persoon of iemand wat 'n groter invloed op jou kan hê as jy self nie. Hoekom sê ek so? Jy is elke dag op 'n plek. Ek is elke dag op 'n plek waar ek met myself praat. Wat ek seker goed bedink, wat ek seker goed wat ek spreek. En daai goeders het 'n invloed op jou. 'n Geweldige invloed op jou. Ek praat nou nie van die alledaagse goedjies soos, ek wonder wat gaan ek eet nie. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van dit waarmee jy sukkel, dit waarmee jy gekonfronteer word, dit wat jy beleef, daai ding wat in jou kop maal. Partykeer only in the morning, sometimes also at noon, and sometimes morning, noon and night. Daai goeters. Nou, wanneer mens bietjie op Facebook is, en jy gaan kyk na die meeste goeters op Facebook, waar daar kommentare by is, dan kom jy agter, dat die wêreld is 'n negatiewe plek. Die kommentare wat op Facebook gesit word, is meestal negatief. Ek het nou sommer net gekyk na die vanoggend gou-gou vroeg, toe ek klaar gebid het en my preek deurgegaan het, toe kyk ek nou gou, wat sê hulle oor die rugby van gister? Toe sê hulle nou daarso, hulle het net bokke geryt, oor wie 10 uit 10 gespeel en wie 0 uit 10 gespeel en hulle gespeel. Toe skryf die ouens daarso, hulle sê Manie Libbok kry 'n 9 uit 10. Nou ek het nie die wedstryd gister eintlik gekyk nie, ek het net so 'n klein stukkie gekyk, 10 minute. Die kommentaar, watter game het jy gekyk? Ek stem saam. Daai tipe van goeters. Daar's altyd iets negatiefs. Ek hou daarvan om nuus te kyk, en dit is goed om nuus te kyk, om ingelig te wees om wat in die wêreld aangaan. Maar as jy mooi dink na die nuus, kan hulle eintlik die naam verander. Be informed about the bad news.
Want die nuus is 90% sleg en daar's 10% goeie nuus. As dit so baie is. Maar die nuus is sleg, daar's nie goeie nuus nie. En mense by dit uit, koerante ook, jy weet, hulle skryf die negatiewe berigte. Nou vra ek myself af, hoe het ons in die lewe op 'n plek gekom dat negatiewe goeders maak dat mense dit lees? En toe kom die vraag by my op, ek wonder hoe sal ons reageer as ons 'n nuwe nuuskanaal daar stel, wat 90% goeie nuus is, en daar 10% slegte nuus. Kyk, mens moet ingelig word dat die diesel en die petrolprys gaan nou R3 op. Hoor jy wat ek sê? So, mens moet ingelig wees. Ek weet hy het nou afgekom en ek gaan volgende maand nog afkom, maar toe hy nou opgegaan het, sê maar ons het nou 'n nuuskanaal gehad wat 90% goeie nuus was, dan is dit goed dat hulle jou inlig, hoor jy so die petrolprys gaan R3 op, of R2 op. Maar die res van dit is die goeie nuus. Ek wonder, hoe sou ons samelewing gelyk het, hoe sou ek en jy anderster oor goed gedink het, as ons 'n program gehad het op TV, Welcome to the Good News. En as ek praat van the good news, praat ek nie van die evangelie nie, dit is die goeie nuus. Maar ek praat van goeie nuus, wat ons elkeen nodig het om te hoor. Nou ons almal ken daai woord, Spreuke 18:21. Wat sê Spreuke 18:21? Dood en lewe is in die mag van die tong. En die wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Dis wat Spreuke 18:21 sê. Almal ken daai versie. Hoor as jy Spreuke 4:23, dis waar gesê het, jy moet 'n papiertjie insit of 'n toutjie of wat ook al. Spreuke 4:23, ons almal ken dit ook. Bewaar, kom gemeente, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Bewaar jou hart. Nou om jou hart te bewaar, is om op 'n plek te wees, waar jy 'n keuse neem, om nie goed in jou hart toe te laat, wat jy sien of hoor nie. Ek en jy kan nie daarvoor help, om goed te sien en goed te hoor nie, maar ek en jy kan daarvoor help, om dit nie in ons hart toe te laat nie. Wat bedoel ek daarby? Ons kan nie op 'n plek kom, waar ons daai goeters toelaat in ons hart, dat dit 'n vastere plek in ons lewe kry nie. Want dit, wat 'n vastere plek in my en jou lewe kry, dit is dit wat ek en jy gaan praat. Dis dit wat ek en jy gaan oordink. Morning, noon and night. Ons staan by mekaar as 'n groep mans. Een ou sê 'n ding wat 'n negatiewe ding is. En almal begin daai ding saam praat. En as jy daar weggaan, môre oormôre, dan praat jy nog oor daai ding, oor die bad news. Dit het 'n vastere plek in jou hart gekry. Vastere plek in jou hart gekry. 'n Negatiewe ding. Maar nou het ek 'n ding ontdek in Jesaja 56. Het julle geweet dat ons elkeen 'n verantwoordelikheid het teenoor mekaar met betrekking tot dit wat ons praat? Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid met betrekking tot dit wat ons praat. Met ander woorde, as jy op 'n plek is waar jy in daai selfe kring was, waar daar 'n negatiewe pratery was, het ek en jy 'n verantwoordelikheid om te sê, wow, dit stop nou. Nie in die konteks van omdat jy die probleem ontken nie, maar in die konteks van wat is die oplossing? Want wat help dit ons broei oor die probleem? Dit gaan ons negatief maak, dit bring ons nêrens nie. Goed, hoor wat sê Jesaja 56, ek het sommer hier in my boek geskryf, Jesaja 56, ek wil daar 'n paar versies lees. Baie snaakse gedeelte hierdie, maar ek gaan hom verduidelik. Julle moet nou onthou dat Jesaja was die messiaanse profeet. Jesaja was die profeet wat Jesus se koms,
Jesus se sterwe, Jesus se opstanding kom profeteer het. Wat kom profeteer het, dat daar in die kruisdood van Jesus iets nuuts gaan gebeur, 'n nuwe klomp reëls gaan geld. Wat is die nuwe reël wat gaan geld? Voor dit was daar nie eintlik vergifnis nie, maar in Jesus was daar vergifnis. Hoor jy wat ek sê? Jesus het die weg gebaan om weer verhouding te hê met die Vader. Ou Testament was dit net die hoëpriester wat een keer 'n jaar in die allerheiligste gegaan het. So dat goeders aan die kruis gebeur, en Jesaja is die een wat hierdie goed profeteer. Hoor wat sê Jesaja 56 vers 3. Hy sê, en laat die uitlander wat hom by die Here aangesluit het, nie spreek en sê, die Here sal my gewis afskei van sy volk nie. Die uitlander, wie is die uitlander? Die uitlander daai tyd was die heidene. Hy sê so, as daar heidene was, wat hulle geskaar het aan die kant van God, wat by God aangesluit het, hulle was nie deel van God se verbondsvolk nie, wat aangesluit het, daai uitlander mag nie sê, die Here sal my gewis afskei van sy volk nie. Kan nie. Jy sien, hierdie gedeelte verwys na die gedeelte ook, waar die skrif sê, daar's geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. God het in die kruis van Jesus almal bymekaar getrek en 'n deur oopgemaak vir almal om in hom te kan glo. Hy sê, jy kan dit nie sê nie. Hy sê, daar gaan 'n nuwe seisoen kom, waar die uitlander, die heiden, ons wat hierso is vandag, Jesus kan aanneem en deel van God se volk kan raak. Dan gaan hy verder, dan sê hy, en laat die ontmande nie sê, kyk, ek is 'n droë boom nie. Laat die ontmande nie sê, ek is 'n droë boom nie. Wat bedoel hy daarby? Daai tyd kon jy dalk gebore gewees het, as iemand wat is soos iemand wat ontman is, of jy is ontman. En daar was verskeie redes hoekom dit gebeur het. En ek wil nou nie daarop ingaan nie, maar dit gewoonlik, wat is die Engelse woord? Kyk 'n bietjie gou-gou daarso. 56 vers 3. Hoe spreek jy daai woord uit? Enoch, of wat? But how do you pronounce it? Unique. Unique. Okay, daar het julle hom gehoor. Unique, die woord unique. Okay. So daar was verskeie redes gewees. Hulle het gewoonlik 'n ontmande, 'n unique, in die koning se paleis toegelaat om daar te werk. Wanneer jy so gebore was, in die konteks van daai tyd, onthou, dit was geweldig belangrik gewees vir 'n man om 'n nageslag te hê. Dit is hoekom, wanneer 'n man en 'n vrou getrou het daai tyd, en die vrou was onvrugbaar, en die man 'n volgende vrou baie keer gevat. Nie dat dit God se wil was nie. God het Adam en Eva geskape. Nie Adam in 'n harem nie. En dan het die man op daai manier 'n nageslag verseker, sodat die naam, kom ons noem dit sy van, voort sal gaan. So, wanneer jy dan 'n uniek was, 'n ontmande was, het jy gewoonlik geen familie gehad nie. Niemand wou jou gehad het nie. En baie keer is daai persone dan ook gebruik in die tempel, nie in die tempel nie, in die koning se paleis om daar te werk. Nou kom ons lees net verder. Kom ons lees net verder in vers 4. Hy sê, want so sê die Here aan die ontmandes wat my sabbate hou en verkies wat my behaag en vashou aan my verbond. Hy sê, ek sal aan hulle in my huis en binnekant my mure 'n gedenkteken en 'n naam gee wat beter is as seuns en as dogters. Nou, dit is interessant dat daar van ons verwag word om te let op ander se spraak. Die uitlander mag nie dit sê nie, en die ontmande mag nie sê ek is soos 'n droë boom nie, glad nie. Met ander woorde, ek en jy het 'n verantwoordelikheid om te kyk dat ander nie negatief praat nie. Goed.
Deuteronomium 23 vers 1 is 'n interessante vers en ek wil hom net vir julle lees. Deuteronomium 23:1. Dan sê julle nou sien hoe het goeders verander. Deuteronomium 23 vers 1 sê die volgende. Hy sê, hy wat deur verbryseling vermink, of van wie die manlike deel afgesny is, mag in die vergadering van die Here nie inkom nie. Met ander woorde, hierdie persone, hierdie ontmandes, mag nie in die teenwoordigheid van die Here gekom het, hulle mag nie in die tempel aanbid het nie. Hulle was eintlik op 'n plek gewees waar hulle verwerp was. En wat sê die Here hierso met Jesaja? Hy sê hierso, as jy in my glo, en jy het 'n verbond met my, hy sê, dan is daar niks van my kant af, wat jou kan diskwalifiseer, om nie in my teenwoordigheid te wees nie. Hy sê, want ek is die een wat almal kwalifiseer. Ek is die een wat enige negatiewe situasie kan omdraai in 'n positiewe situasie. Egbert, hoe pas ons hierdie ding toe? Daar's baie van ons wat hier sit, wat as gevolg van geboorte, 'n negatiewe ding saam met jou dra. Met ander woorde, dit is iets waaroor jy nie beheer het nie. Jy's nou maar hier gebore in hierdie familie, en dit is hoe dit is. En daar's iets negatiefs om dit, wat jy niks aan kan doen nie. Dan is daar 'n ander situasie, van dit wat iemand aan jou gedoen het. Iemand wat jou dalk benadeel het. En nou sit jy hier en sê, weet jy wat, ek is nou maar 'n droëboom. Ek is nou maar so hier aangekom, so laat staan, ek moet maar verlief neem met my situasie. Die Here sê, nee. Hy sê, ek is die een wat jou kwalifiseer. Ek is die een wat op 'n plek kan wees, wat jou hele lewe kan omdraai, om die positiewe te beleef, dit wat jy gedink het, negatief is. Maar hier is die belangrike ding, hou op om te praat met jou negatiewe situasie. Ek en jy moet by die Here hoor, wat is God se plan met my? En wat sê God aangaande dit wat ek beleef? Jesaja 54 stel dit mooi, hy sê, jubel onvrugbare, wat nie gebaar het nie, breek uit in gejubel en juig, jy wat geen wee gehad het nie, want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê die Here. En elkeen van ons beleef onvrugbare plekke in ons lewe. Wat is 'n onvrugbare plek? 'n Onvrugbare plek is 'n droë plek. 'n Onvrugbare plek is 'n woestynplek. 'n Onvrugbare plek is daardie plek in my en jou lewe waar ons sê no hope. No hope. Die Here sê nee. Daar is nie so 'n ding soos no hope nie. Maar ek en jy moet anders begin praat. Ek en jy moet begin praat wat die Here praat. Want as ons kyk na die lewe van Jesus, elke hopelose situasie het hy verander in 'n situasie van hoop. Iemand wat blind was, het hy genees. Iemand wat sy hond weg is, het teruggekom. Iemand wat sy hond siek is genees. Hy sê vir my, ja maar Egbert, ander keer het ek my hond gebid en hy's dood. My vraag is, gaan jy jou lewe inrig volgens die getuienis van die dooie hond, wat ons vanoggend gehoor het, of gaan jy jou lewe inrig volgens die getuienis van die lewende hond? Die Here sê, ek hou jou voor, dood en lewe. Kies jy dan die lewe, sodat jy kan lewe? Ek wil vers 5 lees. Hy sê, ek sal aan hulle in my huis, en binnekant my mure, 'n gedenkteken en 'n naam gee. Onthou nou ek het gesê, hierdie mense wat onvrugbaar was, se naam het verlore gegaan. Hy sê, ek sê jou 'n naam gee, wat beter is as seuns en dogters. 'n Ewige naam gee ek aan hulle, wat nie uitgeroei sal word nie. En God wil hê dat alle nasies in sy huis gevind sal word. Want onthou nou die eerste vers wat ek gelees het. Hy praat daarso van, en laat die uitlander wat hom by die Here aangesluit het, nie spreek en sê, die Here sal my gewis afskei nie. Wat die Here hier bedoel is, hy sê, weet jy wat,
daar's 'n plek in my huis vir elke nasie, elke stam, elke taal, elke volk. En God roep my en jou om in te tree vir nasies. God roep my en jou om in te tree vir die een wat nog nie glo nie. God roep my en jou om in te tree vir die heiden, want ons weet ons bid volgens sy wil. En die Here sê ek is 'n waarmaker van sy geboord. En hierdie huis van gebed sal gekenmerk word deur mense wat bereid is om die wil van God te spreek en in elke situasie en oor elke nasie. As die Ou Testament praat van die huis van God, is dit die tempel waar hulle aanbid het. Ek en jy is die huis van God, né? God woon binne in ons. Nou wil ek die volgende vraag vra. En sorry, ek praat nou hierdie goeie van ouens, dis goeie waaroor ek sukkel. Verstaan jy? Dis goed waarmee ek sukkel. Ons staan nou hier by die braaivleisvuur. En die Here is in ons midde. Die een wat alles kan doen. Die een by wie niks onmoontlik is nie. Hoe sal ons gesprek lyk? En dan is ons op 'n plek waar ons nie besef dat die Here is teenwoordig nie. Ons skuif hom uit, ons dink hy is nie teenwoordig nie. Hoe lyk ons gesprek dan? En dit is die vraag wat ek en jy moet beantwoord. Wat praat ek en jy? Wat doen ons? En al hierdie goeters gaan eintlik maar net oor 'n bewustheid van, ons sing 'n liedjie, God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader. Is ek reg? Luister hier so ouens, God is nie hier teenwoordig, laat ons bidend nader en stadig aangekyk kom met die kar vandag na die heilige plek waar die Here is nie. Jy het die Here hier ingebring volgend. Jy het nie die Here hier kom ontdek nie, ek en jy wat glo nie. Ons het God hierheen gebring. En dis daai ding wat ons ook vanoggend gebid het. Mag God ons elke dag opnuut vul deur sy gees en mag ons 'n bewustheid hê van weet jy wat? I'm 24/7 in the presence of the Lord. Hoor wat sê vers 6. Hy sê en die uitlander wat hulle by die Here aangesluit het. Dis nou die heiden. Om hom te dien en om die naam van die Here lief te hê deur sy knegte te wees. Elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond. Hulle sal ek bring na my heilige berg, en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Die Here sê, hy het ons geroep om 'n huis van gebed te wees. Hierdie is nie die huis van gebed nie. Hierdie is die huis van gebed. Wat is gebed? Gebed is niks anderster as kommunikasie met God nie. Die Here sê ek het jou geroep om 24/7 in kommunikasie met my te wees, om met my te praat, om op my te fokus, om my inspraak in jou lewe te kry. Dit is waartoe die Here ons roep. Maar hy sê ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis. Die Engels praat van joy. The house of prayer will be filled with joy. Liewe Vader, dan kom ek in die huis en sê ander vir my, wat het oor jou geloop? Dit is verseker nie joy nie. As ek Nelspruit toe gaan en ek gaan na 'n surprise toilet toe, ek probeer so 2 keer 'n jaar saam met hom 'n koffie drink. En as hy my groet, hy lag altyd. En as ek met sy praat sit, dan sê hy vir my, never leave the pavilion of joy, because the joy of the Lord is my strength. Never leave the pavilion of joy. Ouens, ek het gister Ellis Park gekyk, 60,000. Nou nie die ouens wat die wit treye gedra het nie. There were no joy there. Maar daai ander, there were a joyful noise. En die Here sê, I'll fill my house with joy. With joy. Never leave the pavilion of joy. As dit alles wat jy vanoggend moet hoor, onthou dit. Never leave the pavilion of joy. Moenie vir my vra, how do I get in the pavilion? Nee, ek kan jou nie die antwoord gee nie. Never leave the pavilion of joy. Nou is daar 'n paar interessante verse in Jesaja 35 en ek wil dit vir julle lees. Maar ek wil eintlik net een vers lees. Jy kan maar gaan lees vers 1, 2, 3 en 4. Die Here roep ons
in Jesaja 56, om uiteindelik 'n verantwoordelikheid op te neem, waar ons vir mekaar sê, hoor hierso, nie negatief praat nie, gaan jou nêrens bring nie, gaan jou negatief maak. In Jesaja 35, roep hy my en jou, om nie stil te maak nie, maar om te spreek wat die Here sê. Kyk, is maklik om stil te maak. Die moeiliker deel is om te sê wat die Here sê. Hoor wat sy in vers 4, hy sê aan die wat vervaard is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Wees sterk, wees nie bevrees nie. Dink nou net, as jy nou daar in die groepie is nou om die braaivleisvuur, en iemand praat negatief oor hierdie vrees of daai vrees of dit of dat, en ek en jy kan op 'n plek kom waar ons sê, wow, wat gaan nou met jou aan? Die Here sê, wees nie bevrees nie, wees sterk. En waar ons so vol is van die woord, dat ons kan praat en spreek en bid en proklameer. Wat het Lot gedoen? Sonder dat hy dit weet. En Lot is, luister hierso, ek ken vir Lot. Hy is nie so heilig soos wat hy geklink het nie. En hy het 'n tweelingbroer wat ook nie so heilig is nie. Hy staan hier voor, hy praat nou met julle. Wat het Lot gedoen? Lot het eintlik indirek vir daai persoon gesê, wees nie bevrees nie, wees sterk. Kom ons bid saam, kom ons vertrou die Here. Lot kon saam met hom gaan sit het en gesê het, weet jy wat? Dieselfde ding het gebeur met my oom. En jy kan bly wees, dis nie net die duim nie. My een neef het sy hele hand verloor. Maak jou reg vir die slegste. Nee, dis wat hy gedoen het nie. Hy het gesê, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kom ons bid vir hierdie ding. Kom ons bid vir hierdie ding. Kom ons bid daarvoor. En dis wat die Here van my en van jou verwag. Om in die tyd waarin ons leef, op 'n plek te wees, waar ons sê, wees sterk. Moenie bevrees wees nie. Hoekom nie? Ons dien 'n God van die bonatuurlike. Maar hier's die belangrike ding. Dit help nie, jy sê net wees nie bevrees nie, wees sterk nie. Daar moet iets bykom. Wat sê die Here vir jou aangaande hierdie situasie? Want baie keer, kom ek gebruik nou weer hierdie geval van Lot. Hy het met 'n ou te doen gehad wat eintlik in 'n gat was. En luister hier, in 'n gat. Weet jy wie van julle was al in 'n gat nie? As jy so om jou kyk, is dit net die moeilikheid wat jy sien. Dis net nag. Dis al wat dit is. Dis net donker. Die diepte van 'n gat word gemeet aan die hoeveelheid lig wat daar in die gat is. Hoe dieper, hoe donkerder. Wat verwag die Here van my en van jou? Hey boet, kan ek jou help? In die oomblik wanneer jy opkyk, is daar lig. En dan moet ek en jy iemand uit die gat uit help. Hoe help ons om uit die gat uit? Deur te spreek wat die Here spreek. Deur te spreek wat die Here sê aangaande hierdie situasie. God het geskep deur te spreek. Jesus, gaan kyk na Jesus se wonderwerke. Gespreek, 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 gespreek. Ek hou jou voor die lewe en die dood. Kies dan die lewe dat jy kan lewe. Is dit maklik? Egpunt kry jy dit reg? Nee, dit is hoekom ek hierdie preek. Die skrif sê geloof kom deur die aanhoor van die woord. Ek moet myself op 'n plek preek wat ek ook sal sê, ek gaan nie die dood kies nie, ek gaan die lewe kies. Ek moet myself op 'n plek preek, en hoor wat ek sê, as ek praat van praat, jy het dit ook nodig, presies dieselfde. Jy moet die positiewe praat, en hoe meer jy die positiewe praat, spring geloof in jou hart op. Maar die negatiewe werk presies dieselfde. Hoe meer jy negatief praat, hoe meer negativiteit is daar. Julle hoor wat ek sê. Hier is die challenge. Kan ek en jy ons verantwoordelikheid opneem deur te sê, wow, ek hoor wat jy sê, dit is die realiteit, wow, dis die helfte, die volgende helfte, wees nie bevrees nie, wees
sterk? Kan ek vir jou bid? Kan ek hierdie week vir jou bid en jou dalk terugkom na jou oor, miskien is daar 'n vers wat die Here op my hart lê vir jou. Miskien bid ek net, dis al. Miskien bid ek net, niks anderster nie. Bid net. Ons hou net aan bid. Want die Here kan hierdie situasie vir jou verander. Die Here kan hierdie situasie vir jou omdraai in 'n positiewe. Goed. Wat sê hy in Spreuke 4:23? Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En nou wil ek vir jou vra vanoggend. Miskien is daar 'n negatiewe situasie in jou lewe. Hierdie negatiewe situasie het saam met jou gekom. Het geen invloed daarop nie. Niks. Hy het saam met jou gekom. En dit maak dat jy dink, weet jy wat, so gemaak, so laat staan, so doodgeslaan. Dis die een ding. Die ander ene is, daar het iets wat ander aan jou gedoen het, wat jou op 'n slegte plek gebring het. Die Here sê, ek kan altyd daai situasies omdraai. Kyk op, kyk na my. Dit sê nie, ons ontken. Jy weet, baie mense dink, wanneer mense hierdie goed praat, dink baie mense, jy moet op 'n plek kom, waar jy blind is vir die probleem. Jy moet maak asof hy nie bestaan nie. Die geloof van 'n volstry sê, kop onder die grond, kop onder die vlerk en jy sien niks. Ek meen, die leeu loop hier verby, hy druk sy kop onder sy vlerk en hy sê, ek is nie bang vir 'n leeu nie, want ek sien niks nie. Dis nie dit nie. Dit moet ons op 'n plek bring, waar die negatiewe nie 'n invloed op ons meer het nie, maar waar die grootste invloed, die invloed van God af is. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie om die probleme wat ons beleef 'n blinde oog te gooi nie. Dit sal jou nêrens bring nie. Dit het te doen met 'n fokus, om jou fokus af te haal van die negatiewe en jou fokus op die een te sit wat 'n verandering kan bring. In wie se vertroue jy jouself plaas. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. En om uit te roep na die Here en sê, Here, U sê in die woord, U hand is nie te kort om te help nie. U sê in U woord, my oë deurloop die hele aarde, om mense kragtig te ondersteun wat se harte onverdeeld op my gerig is. U sê in die woord, U het die arme nog nooit gaan sien honger slaap nie. U sê in die woord, die Here is my herder, niks van my ontbreek nie. U sê in die woord, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee. Wat doen ons? Ons slaan kamp op in die dal van doodskaduwee. Die Here sê, ek wil jou deur die dal van doodskaduwee vat. Deur die dal. Beleef ons slegte goed? Ja. Maar ek het laas Sondag gesê, geloof groei net met die wind van voor. Geloof groei nie met die wind van agter nie. Jy bou net spiere wanneer jy gewigte optel wat al swaarder en swaarder en swaarder word. Nie ligter en ligter en ligter nie. Jy hardloop net verder en vinniger hoe meer jy oefen om verder te hardloop en vinniger te hardloop. En nie soos daai grappie waar die een tannie vir die ander tannie vra, Mary, do you still practice? She says, yes. I'm running out of money every month. Daai ene werk nie. Goed, kom ons sluit die oë. Wil jy vanoggend net 'n bietjie dink? Wat is dit wat jou negatief strem? Wat is dit wat jou maak dat jy meer negatief praat as positief? Wat is daai ding wat jou morbied maak? Wat is daai ding wat jou moedeloos maak? Wat is daai ding wat jou klaarmaak? Wat is dit? Daai ding wat jy mee saampraat. Hy het so vaste plek in jou hart gekry, dat dis al wat jy praat. Wil jy nie vanoggend stop daarmee nie? Nie vanoggend op 'n plek kom en sê, Here, help my, vanoggend gaan ek 'n besluit neem,
it's finished. En ek ontken nie hierdie probleem nie, maar ek erken U in hierdie situasie. Dat U gaan my deurhelp, U gaan my deurbring, U gaan my by die hand neem, U gaan my dra, U gaan my nie begewe nie, U gaan my nie verlaat nie. U sê vir my, moenie vrees nie, wees sterk. Moenie vrees nie, wees sterk. Ja, maar Here, ek kan nie sterk wees nie. Ek het nie meer krag nie. Die Here sê, jy is sterk, juis wanneer jy swak is. Here, ek is swak. In my swakheid sal ek in U sterkte roem. En dis al wat die Here van my en van jou vra. Vader, ek wil vir U vra, dat U ons elke dag sal vul met U Gees, sodat ons kan spreek in situasies, dit wat U Gees wil hê ons moet spreek. Dat ons ander kan bystaan, dat ons vir ander kan bid, dat U ons sal gebruik sonder dat ons dit weet. Here, want U het ons geroep om hoop te bring. U het ons geroep om 'n positiewe invloed te hê op mense. Maar wees U heel eerstens die positiewe invloed in ons lewens. En ek eer U daarvoor, Here. Vader, mense het nou na U opgekyk, mense het situasies voor U gebring. Dankie dat ons vanoggend met mekaar kan saamstem, dat daar 'n verandering kom, soos wat Jesaja geprofeteer het. U het die uitlander deel van U volk gemaak, in die kruisdood van Jesus. Here, dankie dat U onmoontlike situasies verander in moontlike situasies. Dankie dat U deure oopmaak waar daar nie deure is nie. En ek dank U daarvoor, Here. In die naam van Jesus. Vader, dankie dat ek hierdie gemeente kan seën. Omdat ons U geseëndes is. Miskien moet jy net daar so sit en net vir jouself sê, Here, dankie dat ek geseënd is, omdat ek U geseënde is. Miskien moet jy elke aand voor jy gaan slaap en elke oggend as jy opstaan, jou hand op jou kop sit en sê, Here, ek seën myself met die keur van U seëninge. Dankie dat ek U geseënde is. En ek dank U daarvoor, in Jesus naam. Dankie dat U met ons is in hierdie week. Dankie dat U voor ons uitbeweeg. Dankie dat U ons herder is. En dat niks ons sal ontbreek nie. En ek dank U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.